sien, noem ons 'n getalry. Okay, dit is nog steeds deel van ons numeriese patrone. Nou, julle sal onthou, toe ons gepraat het van numeriese patrone, toe sê ek vir julle, dit het te doen met 'n nommertjie, of 'n getalletjie. Nou, dit wat jy nou hier sien, is 2, 7, 12, 17. Nou, julle sal nou nog leer as julle bietjie groter is, dat as ons gaan kyk, kan ons sê, hierdie is term 1. Hierdie is term 2. Term 3, term 4, en sovoorts. Okay? Nou, ons eerste stap wat ons gaan doen is om te kyk wat is ons reël. Nou, ons het nou al bietjie met die vloeidiagramme mos geleer wat is 'n reël. Toe sê ons mos 'n reël is mos dit wat ons doen met ons getal elke liewe keer. 'n reël is iets wat vas is en hy is vir elke liewe term dieselfde. Nou, as ons hier gaan kyk, gaan ons nou eers kyk en julle sal sien, hierdie patroontjie word groter, nê? Nou gaan ons gaan kyk wat het gebeur. So, wie kan vir my sê, van 2 tot by 7? 5 wat? Ons plus met 5. So, ouens, ons wil nie net sê 5 nie, ons wil sê, wat doen ons? Ons plus met 5. Nou, ek wil wel vir julle raad gee, moenie altyd net daar stop en nou sê, okay, my reël is plus 5 nie. Gaan toets hom altyd ook met die volgende getal, om wel seker te maak dat dit regtig plus 5 is. En jy sal ook sien, van 7 tot by 12 is hoeveel? Plus 5. So, oukies, nou kan ons mos sê, my reël is plus 5. Maar hulle gaan jou nie noodwendig net vra, wat is jou reël nie. Hulle gaan jou dalk vra, sê vir my, wat is die volgende 4 getalle in hierdie ry? So, ouens, gaan kyk na jou reël, en ons het gesê, ons reël is plus 5. So, jy gaan 17 vat, en jy gaan 5 by plus. Hoeveel is dit? 22. Nou, jy kan dit met 'n ander kleur skryf, maar kom ons skryf dit net met blou. Nou gaan ons aan. Volg ons reeltjie? Ja, my reeltjie bly nou konstant. Wat is my volgende getal? 27, baie mooi. Wat is my volgende getal? 32, baie mooi. En wat is my volgende een? 37, baie mooi. So jy het nou agtergekom, jy het elke keer 5 bygetel. Kom ons gaan kyk na nog 'n voorbeeld. Kom ons sê ons het 132, 128, 124, 120. Kom ons sê eers, ouens, word my patroon groter of kleiner? Hy word kleiner. So wanneer hy kleiner word, gaan dit of minus wees, of dit kan deel wees. Ok, en sê vir my, wat sien jy? Baie mooi, minus 4. Maar ons stop nooit by die eerste een nie, ons doen nog 'n getalletjie om te toets of dit wel so is. En ons gaan sien van 128 tot 124, minus 4. Nou kan ek sê, my reël is minus 4, omdat ek elke keer 4 aftrek, om by die volgende getal uit te kom. So kom ek sê nou, ek wil hê, jy moet vir my die volgende 4 getalle gee in hierdie ry. Wat sal die volgende een wees? 116. Ok, want as dit 118 is, het ons net 2 afgetrek, né? Wat sal my volgende een wees? Is 112. Hoe weet ons dit? Want ons het met 4. Baie mooi, ons het geminus met 4. Hoeveel?
108, baie mooi, 108, en my laaste een sal wees? 104, baie mooi, want julle het elke keer geminus met 4. Maar nou wil ek gou met julle enetjie doen, wat 'n vangplekkie het, maar ek is seker hier is van julle wat hom gaan kan sien. Alright, so, hoekom ek altyd sê dis belangrik om eers te gaan toets, okay? Jy kan nou dalk vir my gaan kyk en jy sê, okay, maar dis maklik, kom ons plus net met 7. Maar kom ons gaan kyk nou na die volgende term en dis kom ek sê altyd gaan toets altyd die eerste 2. 14 plus 7 gaan nie vir my 28 gee nie. So my reël kan nie wees plus 7 nie. Laat ek hier voorhoor, wat dink jy is ons reël? Okay, maar so jy sê plus 14. Kom ons kyk gou. Kan ons sê 7 plus 14 is 14? Nee, so hy gaan ook nie werk nie. Dit is eers 7 plus 7. Waar juffrou, dit is eers plus 7 juffrou, dan is dit plus 14. Okay, baie mooi, jy is hier op die regte pad, maar onthou gou wat het juffrou gesê, as ons werk met 'n reël, wil ons hê hy moet dieselfde wees. Juffrou, en dan is dit plus 1. Okay, maar kom juffrou wys gou vir julle. En hy's eintlik maklik, ek dink julle dink net nie aan dit nie. Wat as ons vat 7 en ons maal dit met 2? Dan gee dit vir ons 14. En 14 maal 2 gee vir ons 28. En 28 maal 2 gee vir ons 56. Nou, partykeer is dit bietjie moeilik want hy word nou al hoe groter. Dan kan ons maar net 'n mooi onder mekaar sommetjie doen. En ons kan sê 6 maal 2 is 12. 5 maal 2 is 10 plus 1 is 11. Dan weet ons nou ons volgende getal is 112. Nou om hom te verdubbel of te maal met 2 is nou weer redelik maklik, nê? Nee. Hoeveel gaan dit wees? Hoeveel? 224, baie mooi. Laat ek bietjie hoor, wat gaan my volgende enetjie wees? 448. Baie mooi, 448 en nou kan hy dalk weer bietjie moeilik wees. Dan kan jy weer net sê 448 maal 2 en ons kan sê 8 maal 2 is 16. 4 maal 2 is 8 plus 1 is 9 en 4 maal 2 is 8. Dan weet ons volgende getalletjie is 896. En nou kan julle sien hoekom juffrou sê dis belangrik dat jy nie net die eerste een toets en sê, okay, dit is my reël nie. Want partykeer as jy hom met die tweede een toepas, gaan dit nie noodwendig werk nie. Dan wil ek nou vir jou net nog enetjie wys. Kom ons skryf nou sommer net hierso. Kom ons sê, ons het hierdie getalletjies. Alright. So, van julle gaan dadelik raak sien, wat het ek gedoen? Baie mooi, ek het geminus 13. Maar ouens, dit is ook nie altyd so maklik vir almal om raak te sien nie. So nou wil juffrou gou vir jou wys wat kan jy doen. Jy vat die eerste term wat mos 98 is. Dan minus ons die tweede term wat 85 is. En dan sê ons 8 minus 5 is 3 en 9 minus 8 is 1. En dan sien jy, okay, so die verskil tussen hulle is 13 en my patroon het kleiner geword, dan weet ek moet minus. En as jy hom dan weer wil toets met die volgende twee getalle, dan sê ons term 2 minus term 3 en dan gaan toets ons hom weer. 5 minus 2 is 3, 8 minus 7 is 1. So dan weet ek nou, ek het 'n konstante reël van minus 13.
Kom ek wys nou net vir jou nog 'n laaste een. Kom ons sê ons het 87, 137, 187 en 237. En ek vra vir jou, wat is die reël? Nou jy moet mooi luister dat wanneer ek vra wat is die reël of wanneer ek sê werk my die volgende getalle uit. So wat het jy agtergekom? Plus 50, baie mooi. Maar nou wil ek ook vir jou wys hoe ons hom ook kan toets. Ons gaan ook minus, maar mag ons sê 87 minus 137? Nee, want ons moet altyd die groter getal eerste skryf. So nou gaan ons begin met die groter getal en ons gaan die kleiner getalletjie gaan aftrek. En nou sal jy weer sien hoekom dit belangrik is om te kan minus, plus, maal en deel op die manier wat juffrou vir julle geleer het. Want nou gaan ons sê 7 minus 7 is 0. Mag ons sê 3 minus 8? Nee, so ons gaan leen, dan word dit 13 minus 8 is 5 en 0 minus niks bly 0 of niks. En dan sal jy sien, okay, dis 50, maar my patroon word al hoe groter, dan weet ek moet plus met 50. En dan weet ek, dit is my reël. As jy nou die volgende getal wil skryf, 237, en jy moet 50 by plus, kan jy, baie van julle gaan vir my kan sê, dis 287, maar wat jy ook kan doen is, jy vat 237, en ons plus nou net die reël by, alright, en ons sê, 7 plus 0 is 7, 3 plus 5 is 8, 2 plus niks is 2. En dan weet jy, wat is die volgende getal in die ry, of wat is die volgende term.